So 'n klompie jaar gelede het ek gaan optree by 'n paar gemeentes in die land van Nederland. En ek onthou toe ons geland het, die heel eerste keer daar in Amsterdam, het 'n man my kom optel. En hy het met so 'n klein minibusie gery van plek tot plek waar ek moes gaan preek het. En ek het so half agter hom gesit en sy vroutjie, haar naam was Aletta, sy het voor hom gesit so aan die linkerkant. En aan elke slag as hy met my praat, dan draai hy so om terwyl hy bestuur, dan praat hy so met my in daardie geweldige verkeer van Nederland. En toe het ek later hom gesê, maar hy moet maar voorkyk terwyl hy bestuur, want ek het gedink ek gaan op 'n stadium hemel toe gaan vanuit Nederland. Toe het ek my laptop oopgemaak en so 'n paar notas begin maak, en so 'n klein boekie later uitgegee. Boekie se naam is My Tyd met Hom, so 'n traktaatjie sommer oor hoe spandeer ek persoonlik tyd saam met die Here Jesus. En toe COVID-19 nou aanbreek, het ek so 'n bietjie tyd geneem en ek het hom herskryf. Hy lyk nou so. My Tyd met Hom is een van die 6 of 7 kleiner boekies wat rondom die boek Leef in Kontak mens kan lees om jou te help. Baie mense vra my maar rondom my persoonlike binnekamertyd, hoe spandeer ek tyd saam met die Here Jesus? En binnekant die boek is 'n kombinasie van Exodus 34, Moses se model, die Here Jesus se model wat 'n mens lees van in Markus hoofstuk 1, George Muller, een van die groot godsmanne wat my gementor het oor jare heen, wat lank al terug oorlede is, maar wat nog steeds so oor my skouer kyk, sy geloofslewe. En 'n kombinasie daarvan het ek oor jare ontwikkel as my eie model, hoe mens tyd spandeer saam met Jesus. Gaan kyk gerus hoe om stil te raak en tot stilstand te kom en so 'n bietjie na te dink oor die binnekamerlewe. Daar's 'n opvolgboekie geskryf rondom hom. Boekie se naam is in Engels Running on Empty. Hy lê daar op die tafel. Hy is Afrikaanse weergawe was vroeër jare was Is jy vol gewees, wat so 'n Bybelstudie was. Maar as hy dan binnekort seker klaar sal wees, iewers in volgende jaar, dan kan 'n mens hom kyk om vir jou te help. 'n Tipiese dag in die lewe van die Here Jesus, maar wat 'n bietjie herskryf is. Goed, ons staan die dae stil en gesels met u rondom die wonderlike tema eintlik hoop in onseker tye in 'n mens se lewe. Ons het Sondagmôre begin kyk dat wanneer ons by die Here Jesus was, dan word ons as 'n metgesel van Jesus herken. En Sondag aand gepraat oor die gedagte van om goed te eindig, dat daar geen unfinished business in elkeen van ons se lewe is nie. Gisteraand gepraat oor hoop, nie net valse hoop nie, maar wat is die ware hoop? Is om by daai punt te kom dat 'n mens die stem van die Here hoor as hy met jou praat nadat jy gebid het. En ek wil vanaand voortgaan om met u te gesels so 'n bietjie van die benoudheid van koning Hizkia se lewe. Hierdie gedeelte van Jesaja 38, as u wil, ons gaan saam lees vanaf vers 9 tot by vers 14, maar eintlik gaan dit aan tot so by die einde van vers 17. En dan vanaf vers 18 tot so die eerste paar verse van hoofstuk 39. Waaroor ek môre aand met u wil gesels rondom om die Here te glo en te vertrou vir die onmoontlike. En so aan die einde van die boodskap gaan ek net so 'n paar praktiese gedagtes met u deel oor wat het koning Hizkia gesê, wat het hy beleef, hoe het hy geëindig. En dis eintlik 'n boodskap op sy eie tyd, maar die Here het 'n woord in my hart gelê vir donderdag aand. Ons slotgedeelte is om op te gaan na die volgende vlak saam met die Here Jesus in die vorm van 'n uitnodigingsboodskap om daarop te reageer. Maar kom ons lees saam vanaf vers 9, 'n geskrif van Hizkia, die koning van Juda, toe hy siek was en van sy siekte gesond geword het. En ek het gesê, in die bloei van my dae moet ek heen gaan in die poorte van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. Ek het gesê, ek sal die Here nie sien nie, die Here in die land van die lewendes. Ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. My woning is opgebreek en van my af weggevoer soos 'n herderstent. Ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefstil. Hy sny my van die wewersbalk af, van dag tot nag gee my prys. Bring ek myself tot bedaring tot die môre, soos 'n leeu, so verbreek hy al my beendere, en van dag tot nag gee hy my prys. En soos 'n swaalkie of 'n kraanvoël, so het ek gepiep, en ek het gekir soos 'n duif, my oë dof gekyk na bo. Here, ek is benoud, wees u my borg. Kom ons lees net eers tot daar vanaand uit die woord van ons liewe Here, en mag hy die woord tot ons harte seën ook in hierdie aand. Ek wil met u sommer so 'n bietjie oor dit gesels vanaand.
Jy weet, so 2 jaar gelede het ek gaan optree by 'n gemeente in Anchorage in Alaska. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het gevlieg die 40 ure van Johannesburg tot daar by Alaska. Ek het geland Sondagmôre gepreek, Sondag aand en Maandag aand en Dinsdag weer my roete begin terugvind na Amerika toe. En daar by Minneapolis, St. Paul's is die plek se naam, het ek gesit op die lughawe en gewag vir my aansluitingsvlug vir 3 ure lank. En so 'n bietjie rondgestap en daar op 'n boekie afgekom. Die boekie se naam is Redeeming Your Time. En dit gekoop en dit begin lees. En in die boek vertel hy die verhaal van 'n man met die naam van Mozart wat jy baie goed ken. Wat op 'n aand gaan saam met sy vriende so 'n bietjie uitgegaan het vir die aand en laat nag teruggekom het daar in Vienna in Oostenryk. En toe gaan sy daar voor die klavier en hy speel hierdie pragtige toonset ding wat hy geskryf het en hy speel al die stanzas van die liedjie tot so aan die einde en hy los die laaste een uit en toe gaan slaap hy, wetende dat sy pa Leopold nie sou kon slaap nie. En die aand, terwyl hy in die bed lê, het sy pa toe opgestaan, hy het lê en wag dat Mozart eintlik dit moet klaar speel, maar hy het nie. Toe staan hy maar later op en toe gaan speel hy die laaste strofe van daai ding, die stanza, en toe gaan slaap hy. Nou as 'n mens dit gaan kyk, ontdek 'n mens dit praat eintlik van iets wat spesifiek is, wat in 'n mens se hart soos 'n oorwurm rondhardloop, dinge wat nie afgehandel is nie. Het jy jouself al bevind dat jy in 'n oggend werk toe ry en skielik as jy die radio aansit, kom daar 'n liedjie op van Boesmanland of wat ook al gespeel word daar en vir die res van die dag sit daai ding soos 'n refrein in die agterkant van jou kop en jy bly dit heeldag by jou. Dis presies dit wat dit is in daai oomblik. Dis dinge wat vanaf die buitekant kom wat nie afgehandel word nie, wat in jou gedagtewêreld is wat jy onthou. En dit is eintlik die mooi woord daarvan is 'n oorwurm. Want hier in die kop van jou begin met ander woorde en jy kan tot 50 van daai goed kry wat so rondhardloop in jou kop wat nie afgehandel is nie. Jy kry die negatiewe goed en die positiewe goed daarmee saam. En ek het daar geskryf in Engels, is the unconscious mind jumping into the life of your conscious mind. Dis groot woorde. Dis iets wat skielik daar kom lê in jou onderbewussyn soos 'n wurmpie wat beweeg al in die rond en hy kom nêrens tot stilstand in 'n mens se lewe nie. Dit is presies wat dit is. En baie van ons het dit elke dag van ons lewe. En ek onthou toe ek nou daar was en dit gelees het en ek het nou 'n bietjie dit begin bestudeer op die lughawe en ek het later van tyd vir my so 'n groot notaboek gekoop en ek het daar op die vliegtuig gaan sit en ek onthou ek het begin om daardeur te werk. Want jy sien as 'n mens nie handel met 'n oorwurm in jou hart of in jou gemoed of in jou lewe nie, dan kom 'n mens by die punt wat ek daar geskryf het, 'n mens nie ten volle teenwoordig is in 'n gesprek of in die teenwoordigheid van iemand of selfs ook in jou binnekamer in jou tyd saam met die Here nie. Ek het nou eendag 'n afspraak gehad met 'n predikant of vriend vir my daar in Pretoria en toe ek daar voor hom sit en wag, hy die afspraak gereël het, hy opgedaag en hy kom sit voor my en ek kan duidelik sien dat hy nie by my is nie. Sy gedagtes is nog by daardie kommissievergadering wat hy pas van kom uit die gemeente by die kerkraad in daardie oomblik. So ons sit by mekaar, maar ons is nie teenwoordig in mekaar se teenwoordigheid nie. Baie mense is ook maar so vandag. As mens kyk as jy daar by 'n koffiewinkeltjie ingaan en kyk na die man en vrou, elkeen is op sy selfoon besig met sy ou videoklippietjies en sy WhatsApp groepe en sy TikTok en al die goed wat ons vandag lees. Ons is in mekaar se teenwoordigheid, maar ons is eintlik ook nie daar nie. Weet as 'n mens gaan kyk na jou binnekamer, het die liewe Here vir Moses gesê in Eksodus hoofstuk 24 kan jy maar gaan lees, wat die Here vir hom sê met gaan tot daar by die tabernakel, want hy sê vir hom daar gaan ek met jou praat. En as 'n mens nou Israel toe gaan vandag, ontdek 'n mens dat daardie woordjie daar sal ek met jou praat, is eintlik om vir jou te leer hoe om daar te wees, want God sê hy kan enige plek met jou praat, maar daar's 'n spesifieke plek waar hy met jou wil ontmoet, waar jy moet ingestel wees op sy stem en dit wat hy graag vir jou wil sê. Maar baie keer is ons nie teenwoordig as ons in God se teenwoordigheid kom nie. Net soos in die gesprek tussen 'n man en 'n vrou. En dan begin 'n mens ervaar dat as jou gedagtes hardloop en jy later 2 of 3 wurms of 4 of 5, jy kan tot 50 daarvan hê, dan begin jy agterkom dat jy dinge begin laat val en vergeet en nie opdaag betyds vir 'n afspraak nie of nalat om dinge te doen en jy's altyd agter, daar's nooit ruimte om tyd te maak om by alles uit te kom nie, wat lei tot stres en spanning in 'n mens se lewe. En ek onthou ek het teruggekom van Amerika, van op die vliegtuig gesit en ek het daar die notaboek oopgemaak en ek het 4 bladsye vol goed neergeskryf
Jy weet, dikwels gaan sit ons mos daar op die skermpie en kyk na so 'n derde rangse film op die televisie wat vir ons gewys word om die tyd van die nag om te kry. Nou, ek doen dit nou nie. Ek lees my Bybel, ek spandeer tyd saam met die Here Jesus en ek drink 'n slaappil en ek gaan slaap. Want môre as ek land moet ek preek en vars wees, maar die aand het ek die bladsy oopgemaak en begin skryf alles wat in my hart is in daai oomblik. Want dis 'n manier hoe jy die wurm tot stilstand bring, is om te handel daarmee, om die gedagte wat in jou kop opkom, dit neer te skryf. Al staan dit bloot een van die dag geskryf, jou vrou vra vir jou, wanneer gaan jy die portret teen die muur ophang? Skryf dit neer, dis 'n ding wat in jou kop sit, want elke slag as jy by die muur verbystap, dan sien jy daardie plek is leeg en jy onthou die woorde van jou vrou. Dit kom nooit tot stilstand nie. En daarom skryf jy alles neer wat ek gevind, en uit dit wat jy neerskryf kom daar stilte in jou hart, en wanneer daar stilte kom, dan lei dit spesiaal tot 'n doelwit of 'n projek of iets wat jy moet gaan doen wat jy kan gaan afhandel, want die wurm het tot stilstand gekom. Hoekom noem ek dit vanaand vir u? Kyk wat staan daar geskrywe in vers 9 van hoofstuk 38. 'n geskrif van Hizkia. Dis iets wat hy geskryf het. Is dit nie waar nie? Dis nie 'n ding wat hy net by random uitgesit het in die skrif nie. Daar staan 'n geskrif wat hy geskryf het. Van hoe hanteer 'n mens heel dikwels 'n oorwurm wat hier binnekant jou rondhardloop met gedagtes wat kom en gaan, is om te handel daarmee. En dikwels dit neer te skryf, dat jy kan sien wat jy geskryf het, en dan as jy dit gaan alles neergeskryf het, is om dan te gaan kyk, watter plan kan jy maak, watter doel is dit, wat moet jy doen daarmee om dit af te handel, dat dit tot stilstand kan kom ten volle, dat jou gedagtewêreld en jou onderbewussyn tot ruste kan kom. Dat jou hart stil en gerus kan wees voor God. En ek wil met u so 'n bietjie gesels vanaand oor hierdie gedeelte. Maar kom ons kyk saam baie prakties na dit vanaand, en dan leer ons soos wat ons aangaan saam met die Heilige Gees wat hy graag vir ons wil leer ook in die dae. En heel eerste praat ons van dit wat hy skryf. Hy praat van sy vrese wat hy in sy hart gehad het. En as 'n mens nou gaan lees van die vrese van koning Hizkia, staan daar geskrywe in vers 10 begin hy sê ek het gesê, hy skryf dit, ek het gesê, in die bloei van my jare moet ek nou heen gaan in die poorte van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. En hy praat ook daarvan in vers 12, as hy praat van sy woning is opgebreek en opgerol soos 'n wewersblak. Waarvan praat die man? Jy weet dat hy lê daar op die bed en hy is besig om dit te verwerk wat Jesaja vir hom gesê het, dat hy moet sy huis in orde kry, gaan sterwe. En hy moet homself gereed maak vir dit. En nou skryf hy dit neer wat in sy hart aan die gang was in daai oomblik toe hy daar siek gelê het in die bed en wagtend was op die dood. En toe kom die profeet ook nog en sê vir hom, in steede van dat jy gesond gaan raak, is dat jy gaan sterwe. So wat was in die hart gewees van Hizkia? Sy vrese. Hierdie was die heel eerste gewees. Hy dink aan homself en hy sê, maar ek word beroof van my jare. Hy's 25 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het vir 29 jaar geregeer. So in die middel van daai tydperk, nog voordat hy kinders gekry het, het hy hierdie siekte gehad nadat hy mos nou siek geraak het na die oorwinning van die Assiriërs. En toe kom hierdie boodskap na hom toe en hy sê, maar ek is beroof van my oorige jare. Wat hy eintlik sê is, hy sê daar's nog dinge wat ek wou doen. Daar's nog plekke wat ek wou gaan besoek. Daar's nog gesprekke wat ek wou gehad het met mense. Ek wil nog gaan rondstap by die Eiffeltoring in Parys. Ek wil langs die see van Galilea gaan sit waar die Here Jesus was. En so het baie van ons nog dinge wat ons wil doen. Is dit nie waar nie? Hy het presies dieselfde gehad en hy sê, maar my lewe is weggeruk van my af. Ek is beroof daarvan. Ek gaan eintlik te vroeg dood. Ek moes nie nou al sterf nie. Maar ek is nou sterwend. Daar's van u ook vanaand wat so is dit nie waar nie? Baie van ons. Nou miskien is 'n mens 'n bietjie ouer raak, is 'n mens meer gereed om te gaan hemel toe. 'n Mens sou gedink het mens sal uitsien om by die Here Jesus te wees. Is dit nie waar nie? En tog, as mens kyk na die gedeelte, dan sien 'n mens hy het 'n worsteling in sy hart gehad, want hy voel hy wil nie nog beroof word in hierdie oomblik nie. Want daar's goed wat hy nog wil gaan doen. Dis net soos met COVID-19 wat gekom het, of skielik die afsterwe van iemand in 'n motorongeluk of 'n motorfietsgeval wat plaasgevind het, of selfs met 'n vliegtuig of iewers langs die pad was daar 'n ontploffing gewees of iemand wat gesterf het.
daar's nog dinge wat jy graag vir daardie persoon wou gesê het. En vir alles 'n mens sit met onvergewensgesindheid en goed wat nie uitgesorteer is nie. Dat 'n mens sal kom aan die einde van jou lewe, dat jy reg en gereed is om te gaan. Die man sê, hy sê, ek is nie reg om te gaan nie. En hy skryf dit neer. En ek wonder of ek dit vanaand vir u so kan vra, is u reg en gereed om te gaan, as u te sterwe sou kom? Of moet ons vir mekaar sê, ek word beroof, en daar's eintlik nog goed wat ek wou gedoen het, en beleef het, en wou gesê het, of dalk nog jou kinders, of jou kindskinders gesien het, op een of ander wyse. Want dis wat in sy hart is, hy het 'n vrees eintlik, en dikwels, as 'n mens oor die goed begin dink, dan kom 'n mens by die punt wat jy besê, as ek vir u vanaand die vraag sou vra is, maar wie is die persoon wat die naaste aan jou is? Dan sal ons nou bietjie wil praat oor ons vrou met wie ons getroud is dit nie waar nie? Dan raak ons meer geestelik en sê is maar die Here Jesus in ons hart, of die Gees van God langs ons, maar dis nie waar nie. Die een wat die naaste aan jou is jou gedagtewêreld. Want 'n mens dink voortdurend aan goeters, en dis daar waar die breinwurm so ontstaan kry in 'n mens se hart, wat hy begin hardloop. En lê en top 'n mens oor goeters in die nag. Gisteraand toe ek daar in die bed lê en ek is besig om te lê en lees net voor ek wil slaap, toe is daar skielik 'n vleermuis in die slaapkamer. Geen mens weet waar hy vandaan gekom het nie. En ek moes 'n paar keer koes van hy gat hier boor my, die minne hare wat ek het, gaan hy verby. En ek sit die ligte af en ek maak die badkamer se lig aan en hy's daar by die badkamertjie en toe het ek 'n stoffer gaan haal. Toe besef ek maar dit gaan ook nie werk nie want hy vlieg hier boor en kom hy so af na my kop toe. En ek sit die hele huis se ligte aan en maak die vensters oop en toe vlieg hy daar buitekant toe uit. Maar waar kom hy nou eintlik vandaan? Maar daar's goed wat in 'n mens se kop is dit nie waar nie? Maar kyk wat sê hy sê vers 12, my woning is opgebreek. Daar's dinge om te doen. Ek moet nog die werke gaan doen, staan daar geskrywe, sê die Here Jesus, van die dag kom nader wat ons dit nie meer kan doen nie. Ek wil tog nie eendag daarbo by Jesus kom en by hom hoor dat ons nog die volgende kon gedoen het, soos wat Jesus sê, ek het nog baie om te doen, maar die nag kom nader. So daardie woordjie wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Dat elkeen van ons die potensiaal het om daarom ten minste vir een persoon iewers langs die pad aan die hand te vat en te begelei om by Jesus Christus uit te kom, is dit nie waar nie. Want dis eintlik al wat gaan saak maak as ons in die hemel is. Ons bankbalanse gaan niks beteken nie. En alles wat ons bereik het op die aarde gaan agtergelaat word. Al wat gaan saak maak is wat ons vir Jesus in die hemel gedoen en beteken dit hier op die aarde. Wat sal nie gebeur as hierdie gemeente vanaand, wat hier sit, elkeen van ons onsself net in een ander persoon gaan dupliseer in die volgende jaar of 2 van ons lewe? Wat sal nie met die gemeente gebeur wêreldwyd nie? En daarna hulle dieselfde gaan doen. Dis aangrypend die potensiaal. En ek wonder, miskien moet 'n kerk ook dit neerskrywe, die geskrif van koning Hizkia, sê die wurm in jou kop is soos die stem van die Here wat roep en sê gaan en gaan dan heen en gaan maak disippels, dat daardie wurm sal bly in die harte van predikante en van leraars en gemeentes reg oor Suid-Afrika, wat hulle nie sal los nie. Want Hudson Taylor het altyd gesê dat die groot opdrag van die Here is nie net om geglo te word nie, dis om gehoorsaam te word. Dat die wurm van God sal posvat in die harte van elke kind van die liewe Here in Suid-Afrika. Maar kyk wat sê hy nog vers 11. Hy sê ek het gesê ek sal die Here nie sien nie, die Here in die land van die lewendes, ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. Waarvan praat hy? Ek dink hy praat van 3 dinge. Weet jy wat is dit? Hy sê maar ek kan tog nie nou doodgaan nie. Ek wil tog nog graag weer môre in die gesig van my ou vroutjie kyk, is dit nie waar nie? Ek gaan nie my man of my vrou môre weer sien, as hy of sy skielik net wegval nie. Jy weet, nou toe ek vlieg hier na George toe, om hier 'n draai te kom maak, net nadat ek nou teruggekom het van Australië af, soos klim ek daar op Johannesburg op die lughawe, en ek gaan sit eintlik op die vliegtuig, en ek help 'n vroutjie wat langs my sit om haar tas daarbo op te kry, en sy sit langs 'n vroutjie wat altyd se tassies so later daarbo, en ek sien hulle praat so 'n bietjie met mekaar, en ek knik maar net my kop en ek maak my Bybel op en ek begin lees. En toe ons nou afklim en ek haal die tasse weer af en ek stap daar weg. En die volgende dag, toe stap ek by die Spar in by Hartenbos. En hier staan die vrou met 2 bosse blomme. En ek sê nou, sy sê ek gaan net gou daar by die wandelpad stap by Hartenbos, oorkant daai groot de brandersplek. Ek sê hoekom?
Sy sê, laas jaar, Augustus maand, het my man daar gestap en in mekaar gesak met 'n hartaanval. Ek gaan net blomme daar gaan neersit. Weggeruk. In hartseer. Gaan daai gesig nie meer sien nie. Is klaar. Maar dan sê hy ook, hy sê, dan gaan ek nie meer vir julle sien nie, die mense by die kerk, in die land van die lewendes, en die Here kom aanbid by die tempel, geleenthede wat verbygaan, mense wat by die huise sit dag na dag, en jy weet daar het meer as 8 miljoen mense verlore geraak. Iewers langs die pad skryf Robert Gallaty 'n boekie daaroor in Amerika, sê, waar is die 8 miljoen Southern Baptist lidmate van die kerk van COVID-tyd af tot en met nou? 2,5 miljoen mense per jaar het net skielik weggeval van die kerk af. Waar is die mense? En ek praat nie van 'n man wat wegval met afsterwe, wat ons nie weer volgende week by die kerk gaan sien nie, en om daar die Here Jesus se naam te gaan grootmaak en te gaan aanbid. Hy sê, ek gaan dit nie meer ervaar nie. Die kinders van Korag wat gesê het, ons onthou die dae hoe ons voorgetrek het, met 'n feesgeluid staan daar geskrywe, vooruit op pad na die huis van die Here, die tempel. Ons onthou dit. Ons gaan niks daarvan meer beleef nie. Vers 12 sê, hy sê, ek is weggevoer soos 'n herderstent, ek het my lewe is opgerol. Jy weet, as 'n mens Turkye gaan besoek, ontdek 'n mens daardie weefplekke, as hy klaar geweef is, dan word hy afgeknip en dan word hy opgerol soos 'n klein kombersie en daar baie mooi vir jou neergesit. Presies dieselfde toe die Here Jesus dood is. En lees, kyk daar by sy graf in sien maar die linne wat hy aangetree het is ook opgerol, so mooi in die ronde en neergesit. Dit beteken is afgeknip, dis afgehandel, is klaar. Daar's nie 'n omdraai tyd nie. Hy sê, my lewe is klaar. Dis te laat vir baie van ons, is dit nie waar nie? Maar dit is eintlik nie. En dan sê hy, vers 13, hy sê, ja, selfs die Here, dis asof die Here teen my is. Hy praat van God as 'n leeu, wat hom gebyt het dat sy bene so kraak. Die simboliek van dit. Jy weet, so 'n klompie jaar terug was ek besig met 'n reeks dienste in Ceres gewees, deur in die Noordweste. En Dominee kom haal my, ek het Vrydag en Saterdag 'n kursus aangebied oor die binnekamer en Sondag tot Donderdag 'n reeks dienste gepreek oor week van gebed maar eendag toe kom haal hy my Maandag, toe sê ek wil gou vir jou daar op 'n boer se plaas 'n klomp leeu's gaan wys. En toe ons daar stop, so tussen Lichtenburg en Ceres is daar 'n boer wat met leeu's boer. Daar's so klomp hokke wat 'n mens kan gaan kyk met pumas in en jaguars en 'n Kalahari leeu's en daar's verskeie van daai groot goed daarbo. En ek klim so uit die kar en ek sien daar so 'n klomp klein hokkies wat so staan as jakkalsies in klomp goeters. Hy sê met hulle opgetel in die veld, hulle word 'n bietjie behandel en hulle word weer tot lewe gebring en herstel omdat hulle seer gekry. En ek kom so om die kar gestap op pad na die voordeur van die boer se huis. Toe staan daar 'n leeu voor my. En nou wat ek in my hart uitkry is die woord en ek wil vir u vanaand sê dat die mense wat sê jy moet hardloop, dis nie waar nie. Dis asof jy vries. En ek sê vir hom, hy's 'n leeu. Hy sê, moet net nie vir hom kyk nie, stap net. Nou, hoe doen 'n mens dit nou? Nou het ek my oog op daai voordeur en ek stap so stadig in die rigting en ek hoor die leeu draai so om en hy kom so al agter my aangestap en hy stap so al agter my en toe ek daai deur vat om oop te gaan daarvoor. Toe druk hy sy lyf so teen my been en hy gaan val soos 'n kat en hy lê met sy lyf so oor my voete. En daar staan ek met die deur oop en die leeu op my voete. En toe kom die boer en toe sê hy moet net nie beweeg nie. Hy trek my voete so saggies uit en ons gaan daar by die kant verby. En toe sê hy die volgende. Hy sê hier kom niemand op hierdie plaas nie. Daar's 8 leeu's op hierdie plaas wat semi-mak en semi-wild is wat rondstap. Maar niemand het dit vir my gesê nie. Maar die man sê, hy dink, dis 'n leeu. Die Here is soos iemand wat jou gaan byt. Het jy al ooit hoor hoe byt 'n leeu 'n bok, hoe kraak daai bene? Dis wat hy ervaar. Omdat dis wat hy ervaar, is asof God van hom verlate geraak het. Dis jou belewenis daarvan. God het sy rug op jou gedraai. God hoor nie meer as jy bid nie. Dis sy belewenis. Dis die vrese in die binnekant van hierdie man se hart. Jy weet, mense gedagtes begin by so 'n klein ou puntjie, dan hardloop hy ding so al in die rond, dan sien die mens later beelde en goed wat gebeur. Is dit nie so nie? Hy skryf dit net neer, want dis wat in sy hart is. En dan begin hy praat met oor sy gevoel en sy emosies. Kyk vers 12, wat staan daar geskrywe.
Hy praat van dit. Hy sê my woning is opgebreek. Jy moet onthou, die man bly in 'n paleis wat met bakstene gebou is. Hy sê nou bly ek in 'n tent. Waarvan praat dit? Weet as 'n mens gaan kamp met 'n karavaan of 'n tentjie daar by Stormsriviermond, waar ons vir baie jare gekamp het. My vrou se gunsteling plek, as ek sê, waar gaan ons Desember, dan sê sy, pappa, daar na my happy place toe, dan moet ek daar ure sit en wag op die telefoon om 'n gaatjie te kry vir 'n tentstaanplek by Stormsriviermond. Want dis waar sy wil heen gaan. Kom jy daar by die tent, later geleer, jy moet stormtoue saamvat, want jy kry 4 seisoene in een dag by daai plek. Hy waai daai tent dat hy so staan. Wat beteken dit in die man se lewe? Kom ek sê vir u. Hy voel broos. Sê die Bybel dan nie vir ons is soos 'n blommetjie wat in die veld staan, as die wind oor ons gaan, is ons weg. Mens voel broos, want jy besef daar's niks wat jy kan doen nie. Jy is oorgelaat en uitgelewer. Jy lê in die hospitaal, jy is siek, jy het pypies binnekant, jou koors word gemeet, jy word geopereer, jy dra ou jukkie wat nie eers baie wegsteek nie, en so, as 'n mens lê in die hospitaal, voel 'n mens broos. Is dit nie so nie? Want jou liggaam is broos. Mens breek maklik. Dis wat hy hier sê. Dis hoe hy voel. Ek voel broos. En dan sê hy in vers 13, hy's angstig. Kyk wat staan daar geskrywe. Hy sê, bring ek myself tot bedaring soos 'n leeu. Hy praat van angs in sy hart, desperaatheid, om te hardloop en net weg te kom van dit af. Hy wil nie meer hier wees nie. En dis hoe 'n mens voel, angstig, met 'n vrees in die hart. En as 'n mens 'n pyn kry, dan wonder jy, wanneer kom die volgende aanslag in 'n mens se hart? Verlede jaar het ek skielik siek geraak, die vorige jaar begin met 'n of ander allergiese aanval en toe 'n acid reflux, en toe ek weer sien, toe beland ek by verskeie goed. Een môre wakker geword hier in die Kaap by hierdie reeksdienste, toe is my hele lyf bloedrooi. En ek bel vir dokter Bissett en ek sê vir hom, "Jy moet my help, ek moet oor 3 dae vlieg na Alaska toe." Hy pomp my vol 30 kortisoonpille vir 3 dae na mekaar. En 'n klomp goed dat ek dit kan sak om te kan vlieg, om te gaan preek. Waar dit nou vandaan gekom, geen mens weet nie. Maar soos wat ek vlieg, sit hier 'n benoudheid hier in pyne, wat jy voel jy gaan dood op die vliegtuig. Dan preek jy, dan kom jy maar terug. En elke slag as daai pyn kom, dan voel dit vir jou, hy vat jou vas. Beland in die hospitaal, na 3 maande se stryd daarmee, wat dokter Tommy vir my gesê daarbo, hy kan nie waarborg dat ek gaan leef as ek gaan preek in Nieu-Seeland nie. Toe kanselleer ek dit. Toe sê ek, maar ek kan nie uitkom uit die preektoer na Namibië toe nie. Hy sê, ek kan jou ook nie waarborg, jy gaan oor die grens gaan in die woestyn en jy gaan leef nie. En ek onthou, ek het gebid en gery van Pretoria af tot daar, dis kan Springbok in die hotelletjie geslaap vir die aand, oor die grense gaan, en dan in die oggend opgestaan met geweldige pyne en gepreek die aand te gaan lê, en nie geweet of ek dit gaan maak nie. Maar daar langs die Oranje rivier het ek een môre gekniel en vir die Here Jesus gesê, om by hom te wees is vir my belangriker as om gesond te wees. Jy sien, as 'n mens by die punt kom in jou lewe, ek het laas jaar 'n boek klaar geskryf, die boek se naam is Die Rusgewer, ek het hom herskryf, Finding Rest in a Restless World. Toe sê die Here, sit net die boek op die koffietafel neer, moet hom nog nie publiseer nie. Jy moet eers die emosie verwerk van jou siekbed van laas jaar, dat jy dit kan intrek. Want jy sien, ons moet by 'n punt kom soos Christus, wat jy self gaan leegmaak, dat jy jouself kan volmaak met hom, en in lyn kan wees met wat in sy hart is. Want Jesus het homself leeg gemaak, om te kom na die aarde toe. Waarvan praat dit? Kom ek sê vir u, voor ons aangaan met die diens, net die volgende. Jesus was die seun van God, hy het daar vanuit die hemel gekom. Hy het nie sy godheid verloor toe hy aarde toe gekom het nie. Hy het net mens geword. Maar kom ons verduidelik dit vir u prakties. Het jy jouself al bevind dat jy by 'n winkel kom, inkopies gaan doen of by 'n restaurant gaan kom, en jy kom by 'n plek en jy moet betaal en jy kom agter, jy het jou beursie by die huis vergeet. Jy het nie jou vermoë om te betaal verloor nie. Jy het net jou beursie by die huis vergeet. Jesus het nie sy vermoë om as die seun van God te beweeg op aarde verloor nie. Hy het dit net vir 'n oomblik by die huis gelos om mens te word. En homself leeg gemaak ter wille van jou en van my. En daarom moes hy stap voor sy dood,
saam met sy disippels van plek tot plek. Na sy dood kon hy weer gaan agter die deur skielik uitkom en verdwyn weer, kon hy weer sy alomteenwoordigheid terugkry. Sy alwetendheid het hy by die huis gelos vir 'n paar oomblikke, want hy moes groei in wysheid en kennis, net soos die ander mense ook. En so kan 'n mens gaan kyk na sy lewe. Maar jy sien, as 'n mens by die punt kom, het die Here met angstigheid in my hart gewerk laas jaar. Want kom daai pyn terwyl jy bestuur, sê maar hier kom die hartaanval nou. Nou is dit verby. En dan gaan dit weg. Jy lê en wag vir dit tot dit kom. Later 5 soorte pille gedrink per dag. En die dokters tot en met vandag weet nie wat fout was laas jaar nie. Maar ek weet vir een ding vanaand, die Here het my gebring by 'n punt waar ek vir Jesus gesê het om by hom te wees. Is belangriker as om gesond te wees. Want u sien, dis al wat saak maak as ons doodgaan, is om by hom te wees. Maar dis in sy hart, hy's angstig. Kyk vers 14, ek moet amper begin haas. Hy sê soos 'n swaalkie, hy is moeg en tam van opkyk, staan daar geskrywe soos 'n swaalkie of 'n kraanvoël. So het ek gepiep, sê hy. Maar dan hierdie woorde het so half uitgespring in my hart, wat sê ek het gekurr soos 'n duif. Want my oë het selfs dof gekyk na bo, want ek is benoud. In daai oomblik skryf hy hier van die duif. Hoekom die duif? Hoekom nie maar net gelos by die swaalkie en by die kraanvoël? Of by die swallow staan, die Engelse Bybel geskryf. Hoekom praat hy van die gekurr van 'n duif? Jy weet, ek lees eendag die verhaal van Bernice en Sandy, 2 sendelinge in Jerusalem. Wat sy vir haar man sê, ek merk op, dat elke môre sit daar 'n tortelduif daar op die vensterbank van ons woonstelletjie. Ek merk ook op, sê sy, elke môre, as ons 'n bietjie hard met mekaar praat, ons stemme 'n bietjie verhef, en selfs die deur slaan by die huis, as ons nou 'n bietjie geïrriteerd raak met mekaar, dan fladder die ou duifie dan, vlieg hy weg. Dan kom sit hy maar weer die volgende dag daar. En toe sê sy vir hom, of ek en jy moet verander in die wyse waarop ons met mekaar praat, dat die duif kan bly, of die duif moet verander. Toe sê sy, maar hy sal nie verander nie. Hier in Malgas, by 'n konferensie gepreek oor herlewing, en Simon op sy plaas gebly, een môre ingestap daar by die ontbyttafel. Daar's 'n tortelduif en so 'n groot koutjie, maar 'n so klein duifietjie. Hy het hom opgetel in die strate. Hy het sy vlekkie gebreek en hy het hom begin gesond maak en heel. En daar sit die tortelduif in 'n koutjie daar in die kombuis op die boer se plaas. En as Simon praat, dan kyk hy hom so. En as Frans so praat en sy mes en vork gebruik, dan skuif hy so 'n bietjie rond, want hy's ongemaklik met my. En toe begin dink ek daaroor. Weet jy wat staan daar eintlik geskrywe? As 'n mens dit nou gaan bietjie navors en jy tik in duif en tortelduif en kraansduif en posduif, en dan sien jy daar's 5 soorte wat kom uit een bloedlyn uit. En dan sien 'n mens dat die het verskillende karaktereienskappe. 'n Posduif of 'n kraansduif is raserig. 'n Tortelduif is stil. Daar's niks so mooi soos vroeg in die môre die gekoer van 'n tortelduif nie. Jy gehoor in die oggende vroeg hoe koer hy. Net soos wat hier staan, die gekoer van 'n tortelduif, van hy's tevrede. Daar's rus. Hy's gemaklik. As jy kos uitsit, dan spring daai posduif daar in, hy eet eerste met 'n groot geraas, tortelduif staan so 'n bietjie terug. Het jy geweet, hulle skryf dat 'n tortelduif kies 'n lewensmaat tot die ander duif dood is, maar 'n posduif slaap rond. Hy's raserig. Ek het al baie gedink oor dit. Ek wil nog eendag 'n boodskap hieroor preek, dat baie kerke, het ek wat ek noem, het pigeon religion, maar nie meer duif godsdiens nie. Dit is baie geraas en geremoer en dinge wat aan die gang is. Met daai gekoer van die duif, daai sagte, deurdringende werk, die deurbrake van God se gees bestaan nie daar nie. Alles is aangrypend. Eendag daar in Wallis opgetree by 'n gemeente, sê die dominee vir ek moet tog vandag bietjie preek oor die gawes van die gees, en ek staan toe daar op die kansel en ek vra die volgende vraag, die vraag is maar, wie van julle het vanoggend julle Bybels gelees? Nee, sê, niemand steek die hand op nie. En ek sê, gister Saterdag, toe gaan een vroutjie se hand op, ek sê, Vrydag, toe gaan dominee se hand op, ek sê, Donderdag nog so 5 mense. Ek sê, ek kan mos nie vandag met julle praat oor die gawes van die gees nie, want daar kom staan so 'n vrou langs my,
met groen hare en 7 stads in die ore en sy sê ek gaan nou vandag, ek hoor die preek oor die ding van die Gees, nog dit kry dat ek al die gawes van die Gees. Ek sê maar ek kan nie vandag met julle praat oor dit nie, want julle het nog nie julle Bybels gelees nie. Sien as 'n mens die Gees van God bestudeer, ontdek 'n mens daar's die attribute, daar's God self, daar's die vrug van die Gees, daar's die gawes, daar's die dade, daar's die kantoor daar. Dis 'n hele pakket wat jy ontvang as jy tot bekering kom. Jy kry alles op een slag. Maar daar's 'n probleem. Hy kan net nie in sy volheid uitkom nie. En die vrou dink as sy nog vanmôre die Here gaan vertrou, sê al die gawes van die Gees. Daar's dienende gawes, daar's gewone gawes en daar's buitengewone gawes. Jy kry alles. Dis God wat kies om dit uit te werk soos wat hy wil, op sy tyd met ander woorde. Dis nie maar net iets wat mens stuk kry nie. Mens kry alles. Maar die probleem lê by die uitvloeisel. As mens praat van die Heilige Gees. En een daarvan is hy, die simbool is hy kom soos 'n duif. Dan as mens na Jesus se lewe gaan kyk, ontdek 'n mens, weet hoe hy gedoop is in Lukas hoofstuk 3 en dieselfde gedeelte in Matteus hoofstuk 3 kan jy maar gaan lees, staan daar geskrywe, het die Gees soos 'n duif afgekom. Ek ken mos die verhaal, is dit nie? Maar jy moet Johannes gaan lees, hoofstuk 32, daar staan geskrywe die volgende. En die duif het afgekom, die Gees van God soos 'n duif, op die Here Jesus kom sit en by hom gebly. Jesus Christus het niks gedoen wat gemaak het dat 'n tortelduif sy vlerke fladder en wegvlieg van hom af nie. Hy het by hom gebly. Niks gedoen nie. Hy het nie sy stem verhef nie. Daai stil stype daar by die huis, daai lang gesigte wat ons dikwels het, die stem wat ons verhef, die vinger wat ons wik, die kritiek wat ons gee, die deure wat ons slaan, die stil stype, alles wat ons daar by die huise beleef en ervaar. Jy weet mos nou waarvan ek praat, is dit nie? En selfs as 'n mens rondom jou kyk, ek wil vandag vir u sê, ek dink die Gees van God se vlerkies fladder elke dag in George, en baie plekke het hy lank al weggevlieg. Maar ons nog besig om geluitjies te maak en dink alles is nog 100% reg. Kyk wat skryf die man. Hy sê die duif het gekoer, wat beteken hy stil, hy's gerus, hy sit net hier by hom, die duif. Hy het niks gedoen, Hiskia, in hierdie oomblik, wat gemaak het dat 'n tortelduif onrustig is by hom nie. Ek wonder of ek vanaand vir u 'n vraag kan vra. Fladder die duif se vlerke, omdat hy onrustig is oor jou manier van praat en dinge doen, en optrede, by die werk, by die huis, by die kollegas, met die tuinman, die bediende by die huis. Jy weet vanaand of hy sit op jou skouer, stil en gerus, en hy maak hierdie sagte koergeluitjies wat so streelend is op 'n mens se gemoed. Of is daar hierdie onrustigheid van 'n ding wat klap, hy's onrustig, hy wil net wegvlieg. Hy het nie gesê die duif is onrustig nie. Hy het gesê die duif koer, hy's stil, hy's rustig, hy's tevrede. En die Heilige Gees dikwels kom, en dan as hy met ons 'n bietjie begin werk, dan begin hy eintlik met 'n mens werk om ook in jou hart 'n gedagte te kom lê. Wie is die een wat in jou hart nog 'n oorwurmpie kom wakker maak hier in jou hart, 'n oortuiging van sonde, of 'n ietsiekie wat jy moet gaan doen? Dis hy wat ook hier dikwels in jou hart, hier in jou kop 'n dingetjie begin wat hardloop, wat jou nie wil los nie, om jou by daardie plekkie te bring dat jy tot ruste kan kom en handel daarmee tot dit afgehandel is. Jy weet, so 'n klompie jaar gelede, sal nooit vergeet nie, toe my dogter nog, ek meen sy was maar 'n paar maande oud, 3 of 6 maande babietjie, dit is nou baie jare terug, het ons daar gebly in 'n plek met die naam van Voortrekker Hoogte. En een môre toe ek wakker word, toe die Defy Automate wasmasjien oorspoel, daai hele gang en kombuis was net vol water. En ek bel daai ou wat mense noem die plumber, en hy kom nie om dit te kom regmaak, en hy skuif alles daar rond, en sal dit nooit vergeet nie. En hy maak daar agter oop, en hy haal daar by die waterpomp so 'n spierwit klein baba sokkietjie uit. En hy sê vir my, dis die probleem, en hy maak die ding toe, en hy gee my 'n vreeslike rekening om te betaal. En hy is daar weg. So 'n maand later toe gebeur dit, hy sê my vrou, nee, ek betaal nie weer die klomp geld, ek weet waar lê die probleem. En ek is daar agter die masjien in,
oopgemaak daar agter en ek strik my hand daarin by die waterpomp in jou wrintie-waar. Hier kom die babasokkietjie uit. Jy weet, daar was niks fout met die wasmasjien nie. Hy wil werk. Daar's niks fout met die bron van water wat kom vanuit die grond buitekant in die pype in, deur die muur tot in die wasmasjien nie. Alles is 100% gekonnekteer. Daar's niks fout met die waspoeier wat my vrou daarin gegooi het nie. Daar lê 'n klomp klere en ben ek, hy wil net werk, maar hy kan nie werk nie, want iewers langs die punt is daar 'n verstopping by die waterpomp. Tot die sokkie verwyder is. Ek wil vanaand vir u sê, daar's niks fout met die bron van lewe nie, die Heilige Gees. Die fontein van lewe, Johannes hoofstuk 7, waarna Jesus verwys. As hy praat van die Gees van God wat nog sou kom. Daar's niks fout met hom nie. Daar in Ceres het ek gebly in die koshuis. Naweek was almal weg en ek is alleen so in 'n groot koshuis, klomp kamers, so lang ry af met al die kamertjies en onder is die badkamer. En ek het daar gaan stort, maar hy gooi sulke druppeltjies water uit. Hy val net so. Hy kom nie deur nie. En ek vra vir Dominee, wat is fout? Hy sê, dis as gevolg van die kalk in die omgewing. Die pype is vol kalk. Daar's niks fout met die bron buitekant nie. Daar's niks fout met die waterpomp na die muur. En daar's niks fout met die stortkop nie, maar die probleem is, die pyp in die binnekant het kalk ingekry. Hy is verstop. Ek wil vanaand vir u sê, daar's geen fout met die Heilige Gees as duif nie. Daar's geen fout met die Bybel, met die Here Jesus, met die bron van lewe en die volheid van sy krag nie. Daar's niks fout met hom nie. Die probleem is heel dikwels dat daar's 'n verstopping in jou hart en my hart as kind van God, die waterpomp, die hartse pomp. En die binnekant, as kind van God wat jou hart vir die Here Jesus gegee het, het hy in sy volheid kom bly in jou hart. Ons het alles ontvang as ons tot geloof kom in Christus, maar die probleem is, hy kan nie uitkom nie. Dan loop ons standaard geskrywe Psalm 84, dan trek ons deur 'n dorre woestynland en maak ons dit 'n fonteinland, maar waarom gooi ons lewe sulke druppeltjies die hele tyd? Ons moet dit 'n fonteinland maak, standaard geskrywe, want die hart van God se kinders is verstop. Die duif kan nie koer nie. Hy fladder. En dan kom plaas hy nog 'n oorwurm in jou kop, 'n oortuiging van sonde, van goed wat moet reggemaak word, goed wat moet afgelê word, goed wat moet laat gaan word, dat hy in sy volheid kan uitkom en begin leef en vloei deur ons lewe. En tog iewers langs die pad sit ons met 'n onwilligheid om daarop te reageer. Ek wil vanaand vir u sê, as 'n mens dikwels is dat die angs jou dryf na die Here Jesus toe, soos vir my laas jaar. Hoekom? Want ek het hier geskrywe, want Jesus weet presies, hy verstaan, hy weet presies wat dit beteken om van jou pa en jou ma en van jou beste vriende afgesny te word. Hier hang hy aan die kruis op Golgotha en hy kyk af en daar staan sy ma. Hy weet hoe voel dit om jou geliefdes nie meer môreoggend te sien nie. Hy weet en hy verstaan. Hy weet presies wat dit is om afgesny te word. Jesaja 53, ons quoteer so dikwels vers 5 en vers 6, maar gaan lees vers 8. Hy sê, want hy is afgesny, soos 'n wewersbalk en opgerol en neergesit. Hy verstaan dit. En daarom het ek hier geskrywe, het Jesus ook gevoel op 'n stadium, is asof sy Vader van hom verlaat het en teen hom is. Hoe weet ek dit? Psalm 88, in groot donkerheid staan daar geskrywe. Gaan lees die hele Psalm. Aangrypend. Maar laat dit wat jy ervaar jou dryf na Christus as die bron van lewe. Maar solank as wat die Gees van God nie koer nie en sy vlerkies fladder, wil ek vanaand vir u sê, is daar 'n wurm in jou kop en in jou hart wat deur die Gees van God geplaas is, wat nie tot stilstand sal kom nie, totdat jy nie by die punt gaan kom van oorgawe en gaan handel daarmee nie. Dit is nie 'n projek wat afgehandel kan word nie. Dit is 'n lewe wat tot stilstand moet kom, om op te kyk en te sê, Here, dis hoe ek is. Net God kan daai wurm tot stilstand bring. Ons het altyd gesê, is jy 100% seker, my kind, dat as die Here Jesus vanaand kom,
of as die wegraping van die kerk plaasvind, of as jy tot sterwe kom, dat jy reg is om met God te ontmoet. En as jy nie is nie, kom plaas die Gees van God nog 'n wurm in jou hart, hier in jou kop hierbo, wat vir jou trek met koorde van liefde en oortuig om te sê, my kind, jy moet tot sekerheid van geloof kom. En ek weet, daar sit vanaand mense hier en môre wat gaan luister, wat nie 100% seker is nie. Ons dink so, ons glo so. Maar as iemand preek oor die hel aan die einde van die tyd, dan kom daar vrees in die harte van baie mense. Jy moet nooit twyfel oor dit nie. En as die Here begin werk in jou hart, maak 'n afspraak met Dominee Nati en sy kollegas en maak seker, 100% seker, dat jou saak met God reg is. Want daar is van u vanaand hier, wat nie reg is met die Here nie. Want u sien die binnekant, sit 'n ou babasokkietjie. Het 'n ou verstoppingkie gekom. Miskien 'n bitterheidjie of 'n onvergewensgesindheidjie of 'n ou sondetjie wat ons koester, wat ons net nie wil laat gaan nie. Nie gewillig om te breek daarmee, dit af te lê en net weg te stap van dit af nie. En hy gaan werk met jou en hy gaan pla tot by daai punt. Maar tot op daai oomblik wil ek vir u sê, lei ons 'n lewe van neerlaag. Daar is soveel meer by God wat ons kan ervaar. En nou sit die Gees hier op die skouer en hy plaas nog 'n wurmpie in jou kop en sê, my kind, dis jy. Jy ervaar nie my volheid nie. Jy leef nie in strome van lewende water en van seëninge nie. Die dui van God kurr nie in jou lewe nie. Hy's nie gerus nie. Hy's ongemaklik, hy fladder. Dit is nodig om te vra, wat is dit? En waarom is dit so? Dit kan so eenvoudig wees, tot by die punt waar 'n mens wegstap en alles op die altaar gaan sit en vir Jesus gaan sê, nie maar net my verlosser nie, maar my Heer en my saligmaker nie, maar my Heer en my meester. Ek moet afsluit, my tyd is verby. Jy weet, daarbo is 'n plek met die naam van Sarelseje. Ek was 1 jaar daar gewees. En daar was 'n predikant gewees, sy naam was ou professor Kolikotse. En op 'n dag, in die laaste paar jaar van sy lewe, het hy daar as predikant gepreek. En op 'n dag, toe staan daar, elke Sondag as hy gepreek het, staan daar 'n man voor hom en sê, Dominee, dit was 'n mooi boodskap vandag, maar jy raak my nie. En so het hy week na week voor hom gestaan en gesê, Dominee, dit is 'n mooi boodskap wat jy preek, maar jy raak my nie. En toe word Dominee Skeepers genooi om daar te kom preek. En toe voel die predikant en sy voel nou baie vernederd, want Dominee Skeepers is mos nou die professional wat nou moet kom preek. En nou kom sit hy daar in die kerkbank soos u vanaand en hy sê, maar ek gaan nou vanaand na die man luister, hy weet mos hoe om te preek. En hy sit daar en hy worstel met die Here. En een aand preek Dominee Skeepers oor 'n ding wat vra dat die Here vra dat jy alles op die altaar sal kom sit. En daardie aand gaan hy huis toe en hy gaan worstel met die Here. En nie lang na middernag, toe gee hy alles vir Jesus as kind van die Here. Behalwe een ding, worstel hy mee, sy pyp. Nog 'n bietjie geworstel, en toe vat hy die pyp en hy sit hom ook so op die altaar. Hy sê, Here, ek is klaar met hom. Skeepers het klaar gepreek en hy is huis toe die volgende Sondag. Toe hy daar op die kansel klim, toe staan daar die man voor hom Sondagmôre met trane wat loop oor sy wange en sê, Dominee, jy het my geskit vanmôre. In al die jare was daar 'n ding wat hy aan vasgehou het, wat gemaak het dat God nie kan deurbreek nie in sy lewe. F.B. Meyer, die baie bekende skrywer, predikant van Keswick in Engeland, het bitter baie boeke geskryf, amper 80 boeke. En op 'n stadium het 'n man die naam van City Stad daar by hom gebly in Stanley, wat daar in Zimbabwe was. Vroeg die volgende môre, toe sien hy maar 4:00 die môre brand die ou liggie al daar by City Stad en hy's besig om Bybel te lees in sy kamer. En toe stap hy daar uit te sê vir hom, ek wil ook hê wat jy het. Toe vra sy die stad vir F.B. Meyer, het julle alles vir die Here Jesus gegee?
Elke kamer van jou hart. Hy sê al so in die algemeen ja. Hy sê jy moet spesifiek wees. En hy gaan kniel en hy sê vir die Here, hy sê hier is ek alles. En die Here sê wat van daai kamer? Want jy sien F.B. Meyer het gehou daarvan om te kyk hier en daar ook vir 'n mooi vrou. Hy sê wat van daai kamer? Ek soek daai kamer ook. En toe handig hy dit oor. En toe kom die deurbrake in sy lewe. En toe lig die Here hom uit. Ek weet nie wat die Here vanaand vir u gesê het nie. Maar ek weet daar kom 'n oorwurm wat die Gees van God self kom plant. En wat vir jou trek en wat jou oortuig en vir jou wys, my kind, daar's goed wat nie reg is nie. Die duif is nie besig om te koer nie. Hy's ongemaklik. Jy kan nie gaan skryf in joernaal, o, die duif van God se gekoer is so mooi en strelend op my hart nie. Ek moet gaan skryf, hy fladder. Ek is nie gemaklik met hom nie. Wat sal nie gebeur vanaand as u begin reageer op dit nie? Daar's 'n man, sy naam is Ellen Redpath, ek sluit af. Hy het 'n baie bekende predikant geword in Edinburgh in Skotland, later van tyd in die Moody Kerk in Chicago. En toe skryf hy die volgende, toe sê hy, ek is in die bediening as gevolg van my pa. Hy sê een Sondagmôre het my pa my ma risie gehad op pad kerk toe. Maar voordat ons ry toe, gaan my pa daar na die kombuis toe. Toe gaan kniel hy daar voor my ma in die kombuis, terwyl sy sit op die stoel, en hy vat haar so hande so in sy hand en hy sê, mamma, ek is jammer, vergewe my. Hy sê, dit is hoekom ek in die bediening is, oor my pa. Wat sal nie gebeur in Suid-Afrika as die wurms wat deur die Gees van God self geplant word, by 'n punt kom wat dit tot stilstand kom. En die duif begin koer, want hy is tevrede. Dit sal hemel op aarde wees, is dit nie waar nie? Dit sal hemel wees in huisgesinne, in huwelike. Ons maar droog maak vanaand, maar môreoggend as ons stil word, dan praat hy met ons. En al wat ons gaan maak, ons stap reguit van die binnekamer, en ons gaan maak reg, en die duif is stil en gerus, en hy koer weer, strelende musiek. Kyk wat skryf hy. Ek het moeg geraak, maar te midde van die moegheid en die angstigheid, is daar die gekoer van die duif hier langs my, stil en tevrede. Het is nie ongeloof as 'n mens worstel nie. Ons is menslik, is dit nie waar nie? Maar as daai duif nie koer nie, is hy nie tevrede nie. Ek weet niks van u vanaand nie. Maar ek weet een ding. Ons het nodig om by 'n punt te kom waar die Here Jesus ons nooi en sê, kom na my toe. Almal van ons wat vermoeid en belas is. Want hy gee rus. Daar's rus wat God persent vir ons gee. En daar's rus wat ons moet gaan vind. En daarom is dit nodig in 'n tyd soos vandag met die Pinkster is om by 'n plek te kom waar ons reageer op God se uitnodiging en 'n gewilligheid om hom toe te laat om ons te ontwurm. Ek wil nie gaan slaap vanaand met goed wat rondhardloop in my kop en my hart nie. Ek wil stil en gerus wees met die gekoer van 'n duif langs my in die bed, wetende hy is tevrede. Alles het tot stilstand en rustig gekom. Kan u dit vanaand vir hom sê? Indien nie, dan wil die Here vir u sê, my kind, dis tyd om jouself te ontwurm. Gaan huis toe vanaand, gaan vat 'n boek en skryf neer. Sê, Here, daar's goed wat pla. Ek moet afsluit met een storie nog meer. 'n Vriend van my, sy naam is Don. Hy is 'n Amerikaanse predikant. En sy bynaam was gewees, I am the great pretender. En op 'n dag was daar 'n reeks dienste by sy gemeente, wat hy genooi het om daar te kom preek. En die dominee preek oor, soms moet die Here Jesus op jou val soos 'n hoeksteen dat 'n mens kan breek. Maar hy sit hier voor in die kerk, sy vrou se deur agter die kerk, sy sê, ek wil met jou niks te doen nie, want jy is die great pretender. Jy is op die kansel anders as wat jy by die huis is.
Toe trek sy die hoofslaapkamer uit en sy gaan slaap in die gastekamer en daar het sy gebly vir 2 jaar. En toe val die Here Jesus op Don en hy breek hom stukkend. En hy gaan sit eendag daar in 'n koffiewinkel met sy vrou en hy haal 'n boekie uit. Hy het 4 bladsye vol goed geskryf, lyntjie vir lyntjie vir lyntjie vir lyntjie. Hoe hy haar seer gemaak het met sy mond oor die jare heen. En hy kyk haar so in die oë en hy sê, mamma, ek is jammer, vergewe my vir die punt. Nie algemeen, hierdie punt, ek is jammer. 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 Alles neergeskryf. Toe sê sy, Don, ek vergewe jou, maar ek kan jou nog nie vertrou nie. Die dag as ek jou kan vertrou, sal ek terugtrek in die hoofslaapkamer in. Nog 'n jaar later, toe trek sy terug. En daar was 'n vreugde geleentheid van ballonne wat so in die lug opgestuur is, amper soos 'n huweliksherdenking van blydskap. Maar vir 3 jaar. En hy moes by die punt kom dat hy alles gaan neerskryf en gaan sê, ekskuus, ek is jammer. Wat sal nie gebeur? Dis hoekom Pinkster hier is. Wat sal nie gebeur as ons as kinders van God die Heilige Gees wat self die wurmpies geplaas het, tot stilstand kom en daarmee handel nie. Dit sal wees soos 'n herlewing wat uitbreek in George. Goed sal teruggegee word wat gesteel is. Leuns wat vertel is sal reggemaak word. Verhoudinge herstel word. Daar sal nie atmosfeer wees nie, want die Gees van God fladder nie. Hy het 'n gekoer. Is dit nie tyd om onsself te ontwurm nie en reg te maak met hom nie? Hy kan in 'n oomblik hierdie land omdop. Maar ons hardloop so rond van punt na punt. Dink ons gaan alles self regmaak. Nee, ons sal nie. Is dit nie tyd om tot stilstand te kom en te handel met daai ding wat so pla en dit regmaak nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil vanaand vir u baie dankie sê dat u vir ons die ander Jesus gestuur het, die trooster, die Heilige Gees, om elke oomblik van die dag in ons en by ons te wees en saam met ons te beweeg. En dankie dat ons 'n beeld kan hê in ons gedagtewêreld van 'n duif wat op ons skouers sit, wie se vlerkies nie fladder nie. En met 'n stil, sagte stem die geluid van die gekoer wat so strielend is, wat kom na ons toe, van vrede en van rus. Te midde van ons as mense wat moeg opgekyk is na bo en worstel met ons vrese en ons emosies en die vrae in ons gemoed en hoe ons gedagtes hardloop in verskillende rigtinge, tot by die punt waar ons die stil, sagte stem van u Gees kan hoor. En dit wat ons so gepla tot stilstand kan kom en tot rus. En Here, vanaand weet u in hierdie gehoor, wie is daar wat wonder en twyfel oor hulle saligheid? Nie 100% seker dat as ons vandag te sterwe kom, of as die Here Jesus kom op die wolke, dat ons saam met hom sal wees nie. En daarom die wurm wat hardloop en trek met koorde van liefde, wat sê, my kind, dit is jy, dit is tyd om tot stilstand te kom en te erken en te bely dat jy sonder hoop en sonder God is verlore, en as ons in die toestand sterf, dat ons vir ewig en vir altyd nie by hom sal wees nie. Om dit net vanaand te erken en te sê, Here, dit is ek. Vergewe my. Maar ek wil 100% seker maak vanaand, en daarom kom staan ek vanaand voor u en ek maak die deur van my hart oop en sê, Here Jesus, kom woon in my hart en maak my u kind. En dis al wat u vir hom hoef te sê. En hy sal dit doen.
Maar daar is ook van u vanaand wat dalk worstel met een of ander ding, 'n verhouding wat gebroken is, konflik in die huwelik of die huisgesin of daar by die werksplek, spanning en stres, tussen die werkers of selfs in die manier van besigheid doen. En daai stille, sagte onrustigheid wat gekom het van hy wat nie tevrede is nie. Tot selfs so 'n praktiese ding van kyk na iets op televisie met vloektaal in en naaktheid en 'n onrustigheid in die hart. Wat ons mee moet handel. Dan is daar van ons, Here, wat U ons kom trek en vir ons by daardie ou plekkie wil bring, om te wys dat U in U volheid in ons harte kom woon het. Maar U kan nie uitkom nie. Want daar is 'n verstopping in ons hart. 'n Sonde, trotsheid, hoogmoed, 'n onwilligheid om te buig en te laat gaan. En daarom bly fladder U vlerkies maar die hele tyd. Want U is besig om te praat met ons, om ons te nooi en te trek om te kom. En alles op die altaar te kom neerlê. Te sê, hier is ek, Here. In U volheid kom woon U in en deur my. Ek verlang dat my lewe nie maar net druppels sal gee nie, maar fonteine. Want trek ons deur 'n dorre woestynland, dan maak ons lewe dit tog 'n fonteinland. Dat ons lewe ook mense se lewens kan raak, kan impakteer en verander. Omdat Jesus sy volle gang gekry het in ons lewe. Ek wil vir u 'n paar oomblikke gee van stil gebed, net daar waar u sit. Dan praat u met die Here. Dan sê u vir die Here wat op u hart is. Sê, Here, die wurm, die oortuiging van u gees, dit wat pla in u kop, neem 'n paar oomblikke en sê dit vir hom. Sê, Here, dit pla. Dit moet tot stilstand kom. Ek is gewillig, Here. En as jy nie is nie, vra vir die Here om jou gewillig te maak. Dat jy alles sal doen wat nodig is, dat die gekoer, die strelende geluid van die duif sal terugkeer in jou lewe. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê, dat u vir ons so lief gehad het, dat u gewillig was om u kind, die Here Jesus, te gee, om aan die kruis op Golgotha te gaan sterf vir elkeen van ons. En Here Jesus, ons wil vir u so dankie sê, dat u Vader so lief gehad het, dat u gewillig was om hom te gehoorsaam en te gaan na die kruis, om daar te gaan sterf vir ons wat vanaand hier is. En dankie dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het in u plek om by ons te wees. En o Heilige Gees, ons wil vir u so dankie sê, dat u ook vir ons so lief gehad het, dat u gewillig was om te kom en te kom woon in die hart van 'n sondaar mens. En eintlik elke dag blootgestel te word in ons gedagtewêreld. Die goed wat ons aan dink en wonder oor en sien en hoor en praat en doen. En dan praat u met ons oor dit. U skep 'n wurmpie hier en daar, 'n onrustigheidjie wat pla, om ons aandag te trek, dat ons kan handel daarmee. Want u weet, wat is dit vir elkeen van ons, om in die vrede en die rus en die oorwinning te kan leef, en ons volle potensiaal te bereik. En tog weet u ook, dat baie van ons sulke gebrekkige geestelike lewens lei. Want ons is nie gewillig om u toe te laat,
om u volle gang te gaan met elkeen van ons nie. En Here, ons gebed is in die paar dae wat nog oor is, dat u dan nou vir ons sal inlei van hierdie oomblik af tot en met donderdag, om by daardie plekkie te kom, Here, wat ons vir u sal sê, sien my kom, o Heer, kom wat wil, kos wat wil. Ek sien nie meer kans om so te leef nie. Maar ek wil in die volheid van u gees wees, u teenwoordigheid, met 'n hart wat stil en gerus is, en daardie geluid van die duif, strelend, koerend in my hart en by my. Help ons om so te leef, Here. So ek bid nou vir hulle, u ken hulle harte, Here, dat u self dit sal kom vasmaak wat u vanaand in ons harte lewendig gemaak het. Help ons om terug te gaan en te gaan regmaak en te gaan dink, te gaan skryf en môre terug te kom, Here, en te handel met dit wat u op ons harte gelê het in hierdie aand. In Jesus naam bid ek dit. Amen.